staan. So gemeente, kom ons lei die oë en dan open ons hierdie diens. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weet dat U is getrou, dat U is goed, U is by ons dag in en dag uit. En ons vra Here dat U ons vanoggend sal bewaar, dat ons gedagtes nie sal dwaal nie, maar dat ons doelgerig sal luister na wat U vir ons wil sê vanoggend. Dankie dat ons weet, Here, dat U is in beheer en aan die stuur van dinge. Ons hoef nie bang te wees nie, want U is by ons. En Here, net so vra ek dat U elke persoon wat verjaar in hierdie week, dat U hulle sal seën, Here, dat U saam met hulle sal gaan, dat hulle sal besef die goedheid en die guns van die Here is op hulle. En Here, ook vir ons mense wie op die gebedslys is, dat ons sal aanhou bid en dat ons ook vir mekaar sal intree en mekaar sal ondersteun, want ons weet, Here, dat daar is krag in gebed en ons sê dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Gemeente, kom ons staan lekker op en dan sing ons lekker saam vanoggend.
niemand soos hy. Kom ons sing, daar is niemand. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Kom ons sing, wie kan die rooi see skei? Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? Wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar is niemand soos hy. 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 O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand. Kom ons sing, daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. Come on, sing like a song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, sing, open your eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. And holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, sing holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, sing, to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy.
Hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof want U regeer. U regeer. In sy sieraad en die weelde van sy kroon, want daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof want U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof want U regeer. Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your hands. Forever I love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in You. Almost sing it via my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, and I want to praise the wonders of Your mighty love.
sing dit nog 'n keer, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer eens kan sing dat U is ons redder. U is die een wat vir ons kom bewaar. En Here, U is ons toevlug. Wanneer dit voel asof die wêreld ons wil opsluk, dan is U daar. En U help ons, Here, en ons sê dankie daarvoor. Dankie dat U ons lei. Dankie dat U krag deur ons vloei. En dis wat ons vanoggend net wil verklaar. Sê dat U is die Here. Daar is mag in U woord, daar is krag wat in U is, wat saam en deur ons vloei. En ons sê dankie vir die geleentheid vanoggend om net een met U te kan word en te kan sing tot eer van U naam in ons lewens. My Jesus, my Savior, my comfort. En ons sê dankie daarvoor, Here. Here, seën ons nou met waar ons gaan hoor wat U wil ons wil sê, Here. Dat ons sal ag gee op dit en dit sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit. Amen. En amen. Baie, baie dankie. U kan die plek inneem. Nou vanoggend is nog wel 'n wonderlike oggend wat ons het en dit is om vir klein Mika toe te wy aan die Here vanoggend. Sy lyk so pragtig. Sy lyk so mooi. Milan, jy lyk net so pragtig vandag en mooi. Nee. En ek het gedink by myself en dit is maar ouer gewoonte hier by ons. Ons hou daarvan om bietjie die preek in lyn met dit wat ons wil graag oordra met die toewyding. Wil ons graag doen, en ek het bietjie gaan dink, wat wil ek graag vir Mika sê vanoggend, wat sal ek graag wil oordra aan haar, en aan Chart, en Zandri hulle, en klein Milan, en daar was 'n preek wat ek baie jare terug gepreek het, en hierdie preek het in hierdie week net weer na vore in my hart gekom, en ek het dit gedeel met bietjie van die mense by wie ek by besigheidsbediening gaan doen in die week, en toe dink ek, maar hierdie is eintlik die beste woord wat ek dink vanoggend ons nodig het om te hoor. En dis die volgende: ek sal nie bang wees nie. En ons kry hierdie einste bewoording vir my en vir jou in Psalm 121. So as jy jou Bybel by jou het en jy wil graag saam met my blaai, is jy meer as welkom om te blaai na Psalm 121 toe. Ons gaan meeste van ons verse gaan ons daar kry en ons gaan bietjie kyk na wat die Here vir ons daar sê. Ek lees uit die nuwe vertaling. Kom ons lees dit. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Hierdie is so 'n mooi psalm, en ek wil graag vanoggend hê ons moet na hierdie psalm gaan kyk, en dit is 'n boodskap wat julle moet onthou vir klein Mika,
'n boodskap vir Milan, 'n boodskap vir julle in julle lewe om te besef dat ons sal nie bang wees nie. Ons gaan nie bang wees vir enigiets wat aan ons kant toe kom nie. Hoekom? Want die Here is aan ons kant. En dit is die wonderlike ding van hierdie vers of van hierdie hoofstuk. Nou, Dawid skryf hierdie gedeelte vir die pelgrimreiser. Nou, bietjie agtergrond te gee van hierdie gedeelte. Psalm 121 maak 'n paar psalms op wat genoem word die pelgrimspsalms. So wat dit sê is dat Dawid wil graag homself vereenselwig met 'n pelgrim wat elke jaar op moet loop na Jerusalem toe vir die groot feeste wat plaasvind in Jerusalem. So in Jerusalem was dit die Paasfees of daar was die fees van brode en al hierdie goeders het gebeur in Jerusalem en mense wat in die veld of in die land gebly het, moes trek na Jerusalem toe vir hierdie fees. En die probleem wat gekom het met hierdie wat hulle moes loop na die fees toe, is die groot ding is net hulle het nie karre gehad nie. Wow, is 'n shocker. Hulle het nie karre gehad nie. En die groot ding is net, hulle het ook nie perde gehad nie, want perde en kamele was daar vir die ryk mense gewees. Die gewone ou op straat het nie genoeg geld gehad om 'n perd te koop nie. En die ander ding is net, die perde kan nie die hitte van Israel eers hanteer nie. Dis hoekom hulle kamele gebruik, maar kamele was net te duur. En dan het hulle donkies gehad, maar die donkie het net so ver geloop in 'n dag, dan moet jy hom slaan met 'n stok, en as hy nie wil loop nie, dan wil hy nie loop nie. So mense het baie moeilike omstandighede gehad, as hy moes sy goed vat, opvaar na Jerusalem toe, om by die fees te wees. En nie net dit nie, hulle moes al hulle bagasie saamvat. So hulle het nie 'n lekker Toyota Fortuner gehad om alles in te pak nie, hulle moes met alles saamloop. Arme kinders, dis hoekom hulle seker baie kinders gehad het, want elkeen dra 'n tassie, seker. Alright. Maar die groot ding is net, hulle moes al hierdie bagasie vat, en hulle moes Jerusalem toe trek. En die groot ding is net, dis net so goed ek sê vir jou, vat jou bagasie, pak in vir 'n paar dae vir 'n fees, en gaan af Kaap toe, maar jy mag nie ry nie, jy moet stap. En dis 'n ver pad om te stap. En nie net dit nie, maar daar wag ook vir jou, ek gaan nou maar sê, goeters langs die pad, want die ding is net, hierdie ouens het geloop, en daar kon diewe langs die pad wees, bende wat ingewag het om hierdie reisigers te vang, en al hulle bagasie te steel. Nie net dit nie, maar jy het ook wilde diere gehad. Onthou net, daai tyd was daar nou nie reservate en nie, so daar wilde diere rondgeloop. Leeu's wat in die berge was. So hierdie ouens moes hierdie pad aandurf sonder enige van hierdie beskermings. En die ander ding is net, as jy kyk na Israel is 'n baie woestynerige land. Hy's nie so Suid-Afrika, lekker groen, lekker gras, baie bome nie, hy's baie woestynerig en baie klipperig en met baie berge. So die groot ding is net, hierdie ouens moes oor 'n berg klim, af van 'n berg klim, deur alles gaan. En dis hoekom hierdie psalm geskryf word vir hierdie pelgrim. En eintlik die hoofdoel wat Dawid wil hê, ek en jy moet leer uit hierdie psalm, is die volgende. God beskerm ons deur die vrees en angs in ons lewens te vernietig, as ons volkome op hom vertrou. Dit is die hoofgedagte van hierdie psalm. So Dawid wil hê, ek en jy, wanneer ons hierdie psalm lees, moet ons hierdie kerngedagte in ons hart hê, dat die Here is aan ons kant, hy beskerm ons deur om die vrees te vernietig in ons. En die enigste manier hoe dit vernietig word, is as ons volkome op hom vertrou, as ons beskermer en as ons bewaarder. En kom ons gaan kyk 'n bietjie in hierdie psalm, hoe die Here vandag vir klein Mika wil sê, vertrou op my en ek sal al jou vrees vat. Hoe hy vir die skittige gesin wil sê, vertrou op my en ek sal al jou angs en vrees wegvat en vernietig, as jy net op my vertrou. Kom ons begin. Die eerste punt, in die eerste vers, ek kyk op na die berge, waarvan ons sal my hulp kom. Hier is hierdie pelgrim, hy is op pad om hierdie groot reis te vat, en in sy hart is hy verskriklik depressief. Hy is oorweldig met die situasie wat voor hom is. Soos wat ons net die agtergrond verduidelik het, hy het nie dalk die nodige goed om in Jerusalem te kry nie. En hy sit en hy kyk na hierdie reis wat hy moet vat. En hierdie reis sê vir hom, luister, jy gaan oor berge gaan. Jy gaan in die woestyn inloop. Jy moet alles saamvat. Jy gaan by plekke kom waar daar dalk nie water is, so jy moet genoeg saamvat. En dink net vir 'n oomblik hoe oorweldigend dit moet wees vir hierdie pelgrim
om hierdie reis te kan neem en sê, wow, ek gaan dit doen, want ek wil graag by die fees wees, ek wil graag saam met my broers en susters vergader. En hy kyk na hierdie situasie, en dit is asof hy in homself sug, en hy sê, waar vandaan gaan my hulp kom, as ek kyk na hierdie oorweldige situasie of taak wat ek moet hanteer. En dit is presies wat ek dink ek en jy ook dalk voel, elke liewe dag. En ons voel dit dalk nou in Suid-Afrika, ons kyk na ons situasie, en ons is dalk depressief, en ons voel, soos die Engelse sê, despondent, ons kyk na dit, en ons sug hier in ons binneste en sê, hoe op dis aarde gaan ons hier uitkom? Jy sit dalk nou in 'n situasie by jou besigheid, in jou werk, of in jou lewe, of in jou persoonlike lewe, waar jy dalk voel, jene, hoe gaan ek hier uitkom? Dis net te veel, dis oorweldigend, ek is moeg voordat ek al eers die pad gevat het, voordat ek hierdie reis ander, is ek al klaar moeg in my binneste. En dis hoekom Dawid sê, dis die probleem waarmee ons sit. Ons kyk na hierdie groot berg voor ons, en ons raak mismoedig. En dis presies wat die duiwel wil hê, ek en jy moet wees, mismoedig. En dis hoekom Dawid dan nou ingaan, en vir my en vir jou die antwoord wil gee om te sê, hierdie vrees en angs wat ek en jy het, wanneer ons kyk na hierdie omstandighede, wanneer ons kyk na hierdie roete wat voor ons is, en ons weet nie hoe ons dit gaan aandurf nie, hier is jou antwoord, en dis wat hy sê, my hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. En dis so wonderlik, want Dawid sê vir hierdie pelgrim, moenie mismoedig raak nie, moenie vrees nie, besef net dat jy die Here aan jou kant, die ene wat hemel en aarde gemaak het. Ons sien dit in die begin van Genesis, die Here wat die hemele geskei het van die aarde en gemaak het en gesê het, laat daar lig wees en ons lig. Hoe wonderlik is dit nie? Daai God is saam met jou. Daai God is aan jou kant. Daai God is by jou en sal jou nie los nie. Hy bewaar jou deur dit als. En dis hoekom hy gaan aan om te sê, hy sal nie, hierdie God wat hemel en aarde gemaak het, sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Jy weet, dis so mooi om te hoor wat Dawid hier sê, wanneer jy loop en die klippe lyk dalk bietjie ongemaklik en jy trap en jy gly, die Here sê, ek sal seker maak dat jy nie struikel of gly of enigiets sê, ek sal by jou wees. So hier probeer Dawid vir my en jou vandag sê, al lyk hierdie situasie moeilik, ek die Here gaan saam met jou loop en ek gaan jou die pad wys en ek gaan vir jou sê, pas op, daar's klippe los, wag eers. Hoekom? Want ek is wakker. Ek is nie iemand wat slaap nie. En hoe lekker is dit nie as ons slaap nie, hè? Ek het 'n geheime talent as 'n predikant. En dit is om kinders aan die slaap te preek. Dis die lekkerste talent onder die son. Dit werk net nie met my eie kind nie. Maar nou ja, maar die groot ding is net, dit is seker lekker om te slaap. Jy weet, as ons net kyk, nou van die babatjies, Mika slaap nou nie vandag nie, maar van die babatjies slaap lekker. En dis die groot ding wat hier vir my en vir jou oorgedra word, is dat die Here slaap nie. Die Here het nie nodig om te slaap nie. Dis met ander woorde, sy oë is oop, hy's wakker, hy kyk uit vir jou. Hy sien die goed raak, waar jy dalk moeg is, moeg voel jy in jou binneste, sê hy, ek is nie moeg nie, ek sien daarom wat aangaan. So ek kan jou help, ek kan by jou wees. En Dawid probeer dit net beklemtoon deur om dit weer te herhaal in vers 4. Hy sê, waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Dit is seker so lekker op 'n Saterdagoggend om net bietjie in te slaap. Jy weet, daai gevoel om net lekker te lê. Dis 'n lekker gevoel. Dis lekker. En dis wat Dawid sê, vir my en jou, wanneer ons slaap, is die Here die hele tyd wagtend, wakend oor my en jou. Hy slaap nie in nie, hy beskerm jou. En hy probeer dit net nog groter maak as wat dit is. As jy nie eers kan dink, die Here van die hemel en aarde, die ene wat hemel en aarde gemaak het, Dawid probeer dit nog groter maak, hy sê die beskermer van Israel. En daar's soveel stories wat die pelgrim al gehoor het, hoe die Here Israel beskerm het. Dink net aan Dawid se eie storie, Dawid teen Goliat. Dis die Here wat agter Dawid gestaan het en gemaak het dat hy teen Goliat kan opstaan en Goliat wen. Dis die groot ding hierso. Dis hoekom Dawid sê, waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nooit nie. So mag dit jou net bemoedig, wanneer jy kyk na hierdie oorweldigende situasie in jou lewe,
En vir klein Mika, wanneer sy eendag in 'n situasie kom in haar lewe waar sy voel, jene, ek kan net nie meer nie, dat haar ouers sal herinner, dat die Here slaap nooit nie. Hy kyk uit vir jou. Hy pas jou op. Dan gaan hy aan in vers 5 om te sê, die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. En Dawid probeer hier oordra aan hierdie pelgrim om te sê, die Here sal by jou wees, want onthou net soos wat ons vroeër gesê het, die pelgrim weet nie wat vir hom wag nie, daar's wilde diere in die berge, daar's bendes wat vir hom wag, hy kan nie die pad vooruit sien nie, hy het nie 'n GPS nie, hy weet nie wat aangaan nie, hy weet nie of daar 'n klomp beeste voor hom gaan inloop en hom gaan ophou en al die dinge nie, hy weet niks hierdie goed nie. En dis hoekom die Here sê hier deur middel van Dawid, ek, die Here, die beskermer, sal by jou wees, ek sal jou beskerm van alle gevare. Van alle gevare sal ek jou beskerm. En ons moet hierdie regtig opvat as letterlik en figuurlik. Letterlik in die sin van die Here sal ons beskerm teen die onheil, deur om ons wakker te maak, deur om ons te laat dink. Want die Here het vir ons 'n brein gegee, hy sê vir jou, gebruik jou brein, dink logies. Jy weet, jy gaan nou nie met jou deure oop slaap in die aand nie, veral nie in Suid-Afrika nie. Al hierdie goeie sê, die Here sê, gebruik bietjie jou common sense wat ek vir jou gegee het. En so deur beskerm die Here ons. Maar hierdie is ook op 'n ander manier, kan ons dit ook sien, meer in die figuurlike stel, wat Dawid ook vir ons hier probeer oopdra, om te sê, die Here is nie net, hy praat nie net van letterlike gevare nie, maar hy praat ook van die geestelike wat hier inkom. Geestelike gevare sal hy ons ook teen beskerm, ons ook help, ons ook teen bewaar. Dis hoekom ek en jy moet na hom toe gaan. Hy is die ene wat ons gaan help deur hierdie tyd. Dan gaan hy aan om net vir ons te sê in daai vers 5, as ons gaan lees in die oorspronklike Hebreëus, wat hy sê in vers 5, die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. So wanneer hy vir die pelgrim sê, die Here sal jou beskerm teen alle gevare, is dit net so goed die Here sê, ek is soos jou skaduwee reg langs jou. Jou skaduwee gaan nooit weg van jou af nie. Net so sal ek nooit weggaan van jou af nie. Ek is by jou dag in, dag uit. En dis hoe wonderlik die Here is. Dis hoekom die Here sê, ek sal jou beskerm teen alle gevare. As ons net sien hoe die Nuwe Testament, die nuwe vertaling dit vertaal. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevaar. Hoe wonderlik is dit net om te besef, dat die Here is soos 'n skaduwee aan jou sy. Hy sal jou nie los nie, want hy is by jou, hy is die bewaarder. En dis hoekom dit so wonderlik is, as jy gaan lees, in die 53 vertaling, waar hy dan daai wonderlike woorde sê, ek sal soos 'n skaduwee wees aan jou regterhand. Ek sal jou nooit los nie. Ek sal jou beskerm teen alle gevare. En dan laaste, begin hy afeindig met sy psalm, deur om vir ons te sê, bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. En dit is 'n uit en uit te ding hierdie, is dat, as jy in die son werk, jy raak moeg, dan wil jy slaap. In die aand is dit gemaak om te slaap. Maar ons moet verstaan, wat is dit wat Dawid hier oordra? Onthou net, dit is 'n woestynland. Die son is erg, hektiek erg. En in die aand word dit baie koud. En hulle het nou nie 'n huis om in te bly nie, hulle moet nou hulle tent opslaan. Is nie as dieselfde tent as ons het nie, dis baie erger vir hulle. En so hierdie pelgrim, jy kan net vir jouself indink, is dit die moeite werd om al die pad Jerusalem toe gaan en deur al hierdie moeite te gaan? En hier kom Dawid en sê, ja, dit is, want die Here sal by jou wees. Deur die dag sal die son nie jou so erg sonsteek kry nie, want die Here sal by jou wees. En daar is wonderlike gedeeltes in die Bybel. As ons net dink aan die Israeliete wat geloop het na die beloofde land toe, hoe die Here 'n wolkkolom deur die dag vir hulle gegee het om hulle te beskerm teen die son, en in die aand was dit 'n vuurkolom om hulle warm te hou teen die koue van die nag. En daar is hordes ander stories waar die Here mense beskerm in die nag waar dit koud is. Dan sê hy daar vir hulle, hy beskerm hulle. Deur die dag, wanneer die elemente kom en dit vir hulle voel asof hulle gaan dit oorleef nie, dan kom die Here in daai oomblik en hy kom help hulle. Dink net aan Elia wat gesit het en hy is in 'n woestyn. En die Here sê vir hom, gaan na hierdie plek toe en die kraaie begin hom voed en vir hom kos gee. Dit is die Here se voorsiening.
Dis hoekom vanoggend wil ek vir jou sê dat die Here sal by jou wees. Al voel jy moeg, al voel jy in die nag, jy weet nie, jy's bang, want die donkerte het daai element, het daai gevoel van, ek is nou, raak nou bang. Sê die Here, moenie bang wees nie. Ek sal daar wees vir jou in die nag, en ek sal daar wees vir jou in die dag. Dan eindig hy in vers 7, om vir ons die volgende te sê, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm, waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En weet jy wat is so mooi, van Psalm 121, is dat, hier kom Dawid, en hy kom maak het baie meer persoonliker vir my en vir jou. Want nie net praat hy met die pelgrim nie, nou praat hy met my en jou, die persoon wat hierdie brief lees, hierdie lied lees. Nou sê hy, die Here sal jou ook beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou ook beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En dis iets wat ek dink ons vergeet. En dis iets wat ek hoop, Chart en Zandri sal vir Mika leer, is dat ons moet besef, dat soos wat ons deur die lewe gaan, moet ons besef dat die Here is altyd by ons. Hy sal ons nie los of verlaat nie. Hy sal by ons staan, by ons wees, ons help. Maar die groot probleem partykeer is dat ek en jy vergeet partykeer dat die Here is aan ons kant, dat die Here by ons staan. Ons mis dit. Ons mis dit geweldig. En ons vergeet partykeer dat die Here is regtig aan jou kant. En die ander ding is net, ons maak dit partykeer te goedkoop. Ons maak die Here goedkoop. Ons sê, ja, jy weet, die Here sal by jou wees, great. Dit is so. Maar die groot ding is dat die Here sê, ek sal by jou wees, maar ek vra iets van jou. En dis wat ons in die begin gesê het, die hele doel van hierdie Psalm is, ek en jy moet ons vrees en ons angs oorgee aan die Here en dit insit in vertroue in hom. Rolien, jy kan vorentoe kom en vir ons net bietjie speel. En dit is wat die Here vanoggend vir my en vir jou wil sê, en vir klein Mika wil sê, is dat ons moet besef, dat ons het die Here aan ons kant, baie dankie, dat ons het die Here aan ons kant, wat ons dag in en dag uit beskerm en bewaar. En wat so wonderlik is van vandag, is as ons kyk na 'n toewyding, as ons kyk na 'n gesin, weet klein Mika en Milan, en ons kan sê ook Zandri, in 'n groot deel, kyk na Chart vir beskerming, en kyk na Chart vir voorsiening. En dieselfde van Chart, kyk na Zandri vir voorsiening, kyk vir beskerming. En die wonderlikste ding is, hierdie twee dogtertjies, kyk na ma en pa, en hulle worry oor niks nie. Hulle het nie 'n saak met die lewe nie. Jy weet, hulle maak die yskas oop en daar's koeldrank, daar's kos. Hulle maak die vrieskas oop, daar's vleis. Hulle het nie die stresse wat ma en pa elke dag dra nie, die angs en die vrees nie, want hulle kyk na ma en pa. Hulle slaap sag in die nag, met die wete dat ma en pa het gaan kyk dat die deure gesluit is. Hulle worry nie asof die deure gesluit is, hulle slaap, want hulle weet ma en pa kyk vir hulle. En dit is wat Dawid probeer oordra hier vandag. So kyk Mika, amper klaar. En dis wat Dawid hier probeer oordra. Hy probeer vir my en vir jou sê, soos 'n kind moet ek en jy wees. Ons moet in die Here begin vertrou as ons Vader. So Chart, kom vorentoe Zandri, Mika, Milan. Kom, ons gaan vinnig wees. Dan oupa en oumas kan ook vorentoe kom. Kom staan asseblief hier voor. Oupas en oumas, julle mag kom staan. Kom staan asseblief saam met hulle. So wat so wonderlik is van hierdie Psalm, is dat die Here vir my en vir jou vandag wil sê, die Here is ons bewaarder. Die Here is ons beskermer. Hy gaan nie slaap nie, hy gaan altyd oor jou waak, oor jou kyk. Soos wat klein Mika en Milan lekker slaap, nie 'n saak het in die wêreld nie, want hulle weet ma en pa sorg vir hulle.
So wil ek vir Chart en vir Sandri sê, sit julle vertroue in die Here, sodat julle soos klein Mieke en Milan nie 'n worry in die wêreld het nie. Dat die Here is aan julle kant. Oumas is hier so, almal is hier. As hy, wonderlik, kom ons staan hier onder. En gemeente, dis dan ons voorreg om vanoggend vir klein Mika toe te wy aan die Here. En ek wil hê julle moet, as julle huis toe gaan, en wanneer julle weer luister, weer dink, en weer kyk na jou kind, dat jy sal besef, die Here slymer nie, hy kyk oor jou, hy bewaar jou, hy is saam met jou. En wanneer jy ook in die lewe deurgaan, en jy kyk na die omstandighede, en jy voel, nee, ek kan dit nie meer hanteer nie. Jy voel oorweldig. Jy voel soos hierdie pelgrim wat kyk na hierdie berg, en jy sê by jouself, ek kan dit nie maak nie. Hoe op dese aarde gaan ek dit regkry? Wil ek jou vandag sê, ons dien 'n God, wat hemel en aarde gemaak het, wat jou beskerm, dag in en dag uit. So glo dit, maak dit deel. Gee die angs en die vrees wat in jou lewe is aan die Here oor. Soos hierdie klein, pragtige kinders, hulle het nie angs of vrees nie, want hulle weet, mamma en pappa is daar. Nee, oulik, nee. Gegroei. Gemeente, ek gaan jou vra om jou arm net so uit te strek vir ons, en dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier kan wees saam met Mika vandag, Here. Here, dankie vir hierdie wonderlike psalm, en dat sy dit deel sal maak van haar lewe, Here. En Here, dat sy weet, dat U is aan haar kant, U is by haar. Ek vra, Vader, dat U haar sal nou seën, Here. Mag U guns en U goedheid saam met haar gaan, Here. Mag sy U salwing beleef, mag sy U gees beleef. En Here, ek bid, dat U haar nou sal salf, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Here, en ek bid vir Chart hulle ook, Here, dat U vir Sandri en vir Chart sal regtig seën, Here. En mag dit goed gaan met hulle, mag dit goed gaan met hulle besighede, mag dit goed gaan met hulle as familie, met hulle vriende, Here, met almal met wie hulle in aanraking kom. En Here, mag hulle ook hulle vrees en angs vir U gee en aan U vertrou as hulle bewaarder. Dat U by hulle sal staan, soos 'n skaduwee, en hulle nooit sal los nie. En ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen en amen. Hier is vir julle sertifikaatjie. Kom ons gee julle lekker hande klap. Mag julle 'n geseënde tyd hê. Fantasties. Dankie, julle kan maar gaan sit. Gemeente, dit is ons voorreg om vanoggend ook te besef dat die Here sê vir my en vir jou, deur vir ons die nagmaal te wys, sê hy vir my en vir jou, ek sal jou nooit los of verlaat nie. Of jy bang te wees nie. Want ek het die prys betaal vir jou. So ek wil hê, jy moet altyd aan my dink. My onthou. Besef dat ek is by jou. En jy hoef nie 'n lidmaat te wees van hierdie gemeente vanoggend om nagmaal te gebruik nie. Dit is regtig, jy hoef net 'n kind van die Here te wees. En dit is regtig ons voorreg wat ons het om nagmaal te kan gebruik. Om dit te kan vier, dit wat die Here vir my en vir jou gegee het. So ek gaan vra die wat ons help na vore kom. En dan kan julle net hier so staan vir my eers. Gemeente, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie. Ons weet, Here, dat U is by ons. U gee ons leiding dag in en dag uit. U help ons wanneer ons vrees in die nag. Wanneer ons deur die dag bekommerd is U daar. En ons sê dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Dankie dat ons weet ons kan altyd op U steun. En U is altyd by ons. En ek vra Here, seën ook hierdie nagmaal tot ons liggame, dat ons sal besef die belofte wat daaraan gekoppel is die belofte wat U vir ons gegee het, om vir ons te sê, dat ek sal jou nooit los of verlaat nie. Ek sal jou bewaar. En dankie Here,
dat wanneer ons kyk na die lewe, dat ons sal nie in angs ingaan nie en in paniekaanval kry nie, want ons weet, Here, dat ons kan dit aanvat, want U is agter ons. En ons eer U daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie, julle kan die gemeente bedien. Jy mag die nagmaal gebruik net daar waar jy is. Jy hoef nie te wag op ons nie. Gebruik dit. Almal gekry. Amen. Moet nog net die middelste groep kry. Julle daar agter gekry? Iemand oorgeslaan? Daarso daar agter in die hoek asseblief. Maar daar's ons nog by Martin. O, okay. Okay. Fantasties. Kom ons sluit die oë.
Hemelse Vader, dankie dat ons weet, Here, dat U vir ons sê vanoggend, dat U is ons bewaarder. En Here, mag dit in ons hart wees, soos wanneer ons hier uitstap, Here, mag ons dit besef, mag ons, wanneer ons werk toe gaan in die week, mag ons weet, Here, dat U is aan ons kant. En wanneer ons afkyk, en ons kyk na ons kinders, Here, mag ons so ook besef, dat U kyk af na ons, en U sien ons raak, U beskerm ons. Help ons om ons vertroue volkome in U te plaas. En nie in die wêreld nie, nie in mense, nie in organisasies nie, Here, maar in U. Want ons weet, Here, dat U staan agter ons. En U gee ons krag en energie vir die dag. Wanneer ons moedeloos voel, gee U ons krag. U maak ons sterk. En ons sê dankie daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. En ons eer U daarvoor. Amen. En amen. Gemeente, soos uit ouer gewoonte, is dit vir ons 'n voorreg om ons offerande te bring na die Here toe. En vanoggend wil ek jou vra om jou offerande na die Here te bring. En vertrou hom, soos wat ek laas Sondag al gesê het en gereeld sê, is dat jou bydrae, dit gaan nie vir enigiets anderste as om regtig vir die gemeenskap te help, en dit gaan ook om mense te bedien tot eer en verheerliking van hulle, tot van God se naam, en om hulle te eer. En ek vra dat jy vanoggend, wanneer jy jou bydrae gee, dat jy dit sal gee met daai in gedagte, dat jy op die Here sal vertrou vir meer en groter dinge. En ons waardeer jou. Baie, baie dankie. Gemeente, kom ons sluit oë en dan sluit ons hierdie diens af in Jesus se naam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat U ons seën en salf, Here, en mag U guns en U goedheid ons volg in Jesus se naam. Here, wanneer ons ook ons bydrae gee, Here, mag ons dit gee in volle vertroue met U, en ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Gemeente, dis aan my voorreg dan om jou hier uit te stuur vandag. Mag die genade van ons Here Jesus Christus,